Ons almal verloor op die ou end. Maar dis nie waar ek wil begin nie. Ek wil eers besigheid praat. My vrou sou sê, hoe dan anders? Dis jou hele lewe. Waarop ek dan antwoord, hoe dan nie? Alles is besigheid. Want 'n mens se lewe is 'n balansstaat. Jy het jou bates en jou laste. Dit wat jy het en dit wat jy skuld. Aan die een kant daar dit wat jou dra. En aan die ander dit wat jy moet dra. En dit moet balanseer. 'n Bate vir elke las en 'n las vir elke bate. Presies gelyk. Wanneer jy begin is jou laste klein, jou bates ook. Maar met die verloop van tyd word die getalle aan beide kante van daardie lyn al hoe groter. Meer wat jou dra, meer om te dra. En dis waar die inkomste staat sy bydra maak. Die dryfveer van die balansstaat. Want sonder profijt of verlies staan alles stoepstil. Om 'n profijt te wys is eenvoudig. Jou inkomste met jou uitgawes oorskry. Jy moet meer inkry as wat jy uitgee. Eenvoudig. Maar nie maklik nie. Kry dit reg, dan wys jy 'n profijt en jou bates groei. Kry dit verkeerd en jou bates krimp. En so is dit met alles, met geld, met die politiek, met die liefde, met die lewe self. Jan, die kinders is nou hier. Ga jy nie jou vuur aansteek nie? Ons gaan seker tog nie eet sodra hulle hier aankom nie. Nee, maar ons gaan nou ook nie 4 uur vanmiddag eers eet nie. Die ander mense is binnekort hier. Kom ons wel ook. Natuurlijk. Hier is iets wat ek nog nooit kon klein kry nie. Ons woon almal in dieselfde stad, maar dit neem vir Elna en Bertus om al die pad van Kanada te kom kuier om die hele familie bymekaar te kry. Nee, as die kinders eers begin dras, dan's die einde in sig. Ek gaan gou die blomme kamer toe vat. Maar ek wil maar mooi vra om nie weer daai woord te gebruik nie. Wat se woord? Maar weet goed wat se woord. Dit ontstel vir Maria. Noem het wat jy wil, het bly waar het is. En dit ontstel my. Waar sou jy vandag gewees het? As jou voorvaders se kinders gedros het toe die eerste Zulu impies oor die veld gestorm het, Ek sal vir jou sê, jy sou nie hier gewees het, nie? Ja, maar ek verstaan dit. Maar Nee, jy verstaan nie. Want as jy verstaan het, dan sê jy verstaan het dat jou dogter jou in die steek gelaat het. sy het my nie in die steek gelaat nie. Elna en Bertus het iewers anders hulle lewe gaan maak. Mense doen dit al deur die eeue heen. Dis presies hoe my voorvaders in die eerste plek hier gekom het. Deur die land van hulle geboorte te verlaat. Altyd 'n slim antwoord vir alles. Selfs toe jy 'n kind was. Dankie, ma. Ek beskou dit as 'n kompliment. Mamma gebruik nie weer daai woord nie. Ja, dit gaan nie lank wees nie, dan is jy en Maria ook weg. Ek gaan in hierdie land bly tot die dag van my dood. Dit kan ek waarborg, glo my. Nee, dit sal nie nodig wees nie. Ek het my versekering. Oom Paul, wees my versekering. Die dag wanneer jy en jou vrou hier uitsluip, dan vat ek hom en dan gaan jy... En dan gaan koop maar pa se plaas terug. Dis goed so, ma. Ek sal maar waarsku voor ons waai. Mamma gebruik nie weer die woord dros nie. Nie vir my nie, nie vir my vrou nie en beslis nie vir die kinders nie.
my so irriteer. Dis asof die koning ontbied en die onderdane kom op hulle knieë aangekruip. En nou moet ons daar staan en vir Elna en Bertus inwag, asof die prinses en haar prins uit die wildernis uit terugkeer. Van my precious kleinkind nie eens te praat nie. Verduidelik jy vir my hoekom jou ma in die eerste... Moet asseblief net nie my ma hierby insleep nie. Nee, ek vra jou. Hoe is dit dat jou ma liewer is vir Bertus en Elna se nie as vir ons vloei? Ek sal jou sê hoekom. Dis omdat dit haar gunsteling seun Jan se kleinkind is. En ek sê jou sê hoekom? Dis omdat ma by Jan en Maria bly en nie by ons nie, so dis seker te verstaan. Presies. En hoekom bly sy by hulle? Want Golden Boy Jan besit die maatskappy en jy is die lakai. Presies. Presies. Wat bedoel jy presies? Hy besit die maatskappy en ek is sy lakai. Jy weet hulle kon gerus my ma en pa ook genooi het. Ek het jou waarborg hy BE Zweli gaan daar wees. Man, hy is nie BEE nie. Sy pa het die maatskappy saam met Jan gestig. In fact, die maatskappy was Zweli se pa se idee. Ag man, jy weet wat ek bedoel. Pa, het pa hierdie gehoor? My magtig vloei. Jy's nog nie aangetrek nie. Ek sal nou aantrek, ma. Hoorie pa. Dit word beraam dat daar tans vir ongeveer 140 miljoen rand nie rekenskap gegee kan word nie. En dit is net in 1 jaar in hierdie een staatsdepartement, pa. Ja, my seun. Ek sê pa, as ons nie iets doen nie, gaan daar nie meer 'n land oor wees vir my en my geslag om te erf nie. As jy my vra, my seun, moet jy dit oorweeg om na jy graad gevang het, maar oor see te gaan bly soos Bertus en Elna. As ouma hoor ma sê dit word ma hulle onterf. En buitendien, hierdie is my land. Ek gaan nêrens nie. So praat 'n boerseun. Ja, as die swart is Vloei. my... Gaan trek aan. Ek sê maar net, Ma, Emily het weer my pink bikini iewers gesit waar ek dit nie kan kry nie. En dit? En dit wat, pa? Sy gaan toch seker nie so na die braai toe nie. Get with the times, pa. Al my vriende dra hierdie tipe klere. Want ons gaan nie nou na jou vriende toe nie, ons gaan na jou oom en jou tannie en jou ouma toe. Los haar, dat sy dra wat sy wil. Kyk in jou linkerkantste kus. Hoekom sal hy daar wees? Sy het dit al van tevore daar gesit. Want ek kan nie glo dat jy daai kind so na... Sy is nie meer 'n kind nie. As jy haar nou probeer vasbind, dan gaan sy net harder skop. Jy weet hoe sy is. Ja, ek weet wie se kind sy is. Ek kan nie onthou dat jy gekla het toe ek 'n skimpierokkie op ons eerste date gedra het. Dit was anders. O, en hoe was dit anders? Man, dit was net anders. Jan, ma, hulle is hier. Hulle is hier. Hoe het hulle ingekom? Wat vra jy my skat? Ek het hulle naam voor by die sekuriteit gelos. Hoe lyk ek? Soos altyd my vrou. Pragtig. Wil maar saamkom. Jy hoef nie vir my bekommer wees nie, ek het my verseker. Ek voel nou nog sleg dat ons hulle nie self gaan haal nie. Ag, met Mariana, dit gesê hulle kan hier sodat hulle wen het. Hallo, Alma. O, jy toe kom kuier. Ja, ouma. Wanneer gaan julle terug? Ma, mens vra nie sulke goed nie. Kinders vra nie sulke goed nie. Ou mense vra wat hulle wil. Ons is net vir 'n paar dae hier, ouma. Sneeu. Die mans dra die tasse binne, hulle gaan nou kom groet. Nee, ek sien jy het 'n bietjie lyf gekry. Ja, ouma. Spek verder gesond. Ek is moeg. Ek wil gaan lê. Nou maar goed, kom. Ek vat vir ma kamer toe. Kom Ek ek. wil nie die braai mis nie. Nee, ek sal vir ma wakker maak sodra jy aan die vuur aansteek. Ek het nie gesê ek wil gaan slaap nie, ek het gesê ek wil gaan lê. Ouma, dit is goed om ouma weer te sien. As dit so goed is, hoekom het julle dan in die eerste plek gedruk? Maar Ek sê maar net. Waar is my agterkleinseun? Ek sal nie ook die fout maak om te sê dit is goed om ouma te sien nie. Maar ek's bly om ouma te sien. Die kind het 'n sin vir humor, net sy oupa grootjie. Ouma's moeg. Sy wil so 'n bietjie gaan lê. Kom my kind, ek gaan vir jou help uitpak. terwyl julle dit doen, skink ek vir almal 'n dop. Julle drink te veel. Beslis maar.
Maar soos die groot ijskriege een keer gesê het, die lewe is alleen draaglik as 'n mens 'n bietjie dronk is. Bert is na jou reis, jou lang reis verdien jy dubbel en jy jong man 'n bier. Ek's nou eens 18, oupa. In Kanada mag ons eers drink as ons 21 is. Wel, gelukkig is jy nie nou in Kanada nie. Net een. Aangesien ons nie na die maal by oom Jan hulle boeke sal kan vat nie, het ek gereken ons doen dit sommer nou, voor ons gaan. Oesman, open jy vir ons met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die dag wat dit u genade vir ons gegee is en ons vra u seën oor die lees en hoor van die heilige woord. Amen. Dankie seun. Jy gaan enige baie beter dominee wees as wat ek ooit was. Goed, ons lees uit Job, die 3de hoofstuk vanaf vers 23 tot 26. Job wonder hoekom God weier dat 'n elendige man doodgaan. Ek lees. Waarom gee hy lig aan 'n man wie se weg verborge is? 'n Man wat deur God aan alle kante ingesluit is. Want soos my brood kom my gesig en my gebrul word uitgestort soos water. As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. En die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus. Tot sover. Nou, hoekom sou ek hierdie droewige verse gekies het? Omdat ons vandag by oom Jan en tannie Maria gaan kuier, om oom Jan se verjaarsdag te vier, en om vir Elna en Bertus en Neil te verwelkom. Maar ek wil hê dat ons, terwyl ons lekker eet en kuier, sal onthou om dankbaar te wees vir God se genade oor ons en ons geliefdes. Ons leef almal, ons is gesond, ons is gelukkig. Ons is inderdaad geseënd. En dat ons, as ons ooit soos Job in ons geloof deur die Vader getoets word, dat ons sterk sal staan omdat ons weet dat die Here sy kinders toets, net omdat hy hulle liefhet. Amen. Die kaste en die laai is almal leeg. Gebruik hulle net as jy wil. Dankie ma. Ai my kind. Dit is so wonderlik om julle weer hier te hê. Vir my ook ma. My kind. En my gogga. Wat is dit? Elna, wat is dit? Sê vir my. Elna, hoekom huil jy? Hy wou my bring nie ma. Hoe bedoel jy nou hy wil hom nie bring nie? Bertus wou nie vir Neil saambring nie. Maar hy is al ons kleinkind, hoekom sou hy nie wou hê dat ons hom moet sien? Dis nie daaroor nie ma. Bertus wou nie vir Neil saambring Suid-Afrika toe nie. Ek's jammer, maar nou verstaan ek glad nie. Bertus wil hê Neil moet in murg en been Kanadees wees. Maar dit is absurd. Julle praat dan Afrikaans. Nie in Kanada nie, ma. Ons praat Engels. By die werk. By die huis. Ons praat Engels. Bertus voel dat as Neil Afrikaans by die huis praat en Engels by die skool, dat hy nooit behoorlik sal aanpas nie, dat hy altyd half Afrikaner sal wees. Hy sal altyd half Afrikaner wees. Mens kan tog nie jou herkoms ontken nie. Dis wat ek die hele tyd vir Bertus sê. Neil was 13 toe julle hier weg is. Hy weet waar hy gebore was, hy weet waar hy vandaan kom. Hy is ook vir 'n gesprek daaroor nie, ma. Maar jy pa hou nie van braai nie. Dit sal die dag wees. Jou pa mannetjie was 'n bobaasbraaier, selfs beter as ek, al moet ek dit nou self sê. Nie in Kanada nie, oupa. Wat hoor ek nou dat jy nie in Kanada braai nie? Ag nee, wat pa, die lewe is anders daar. 'n Vuur is 'n vuur en vleis is vleis. Dis 'n blerrie skander dat jou seun nie weet hoe om 'n braai te pak nie. 'n Braai is een van die steunpilare van die Afrikaner kultuur. Boetjan. Welkom my seun. Welkom. Dag pa. Dag swaar.
Ag, Welkom terug. Ek kom julle weer te hê. dankie man. Hels bels my het gerek vandat ek jou laas gesien het. Ja, ek kyk Anna koop skaars vir my broek in die pype en slawe het tekort. Jy lyk goed, swaar. Gaan dit daar in die wildtuin? Wild. Maar nie so wild soos hier in die stad nie. Ek sê nou die dag van ma, ons moet saam met Boetjan daar in die wildtuin gaan bly. Jy staan met die braai daar in die nag en om jou hoor jy die leeu's brul en die hyenas roep. Maar nêrens in die land voel jy so veilig soos tussen daai wilde diere nie. Ek kan dit glo. My broer, dit is so goed om jou te sien. Ja, jou te sien, sus. Sien jy Bertus? Daar huil sy alweer. Hallo Boetjan. Maria! Floy, as jy nie nou kom nie, moet jy myself daar kom. Kom maar. Jy het gesê jy sal my kom haal sodra julle die vuur beginne. Ja, mamma, toe kom Boetjan nie aan en ons begin gesels en toe vergeet ek. Is hy nugter? Ja, maar hy is nugter. Ons praat weer oor 'n uur of 2. Frans was so nooit so gemaak het nie. Ons praat nie vandag oor Frans van nie. Ek het Nee, papa, Daar's ou glad nie. idiome wat jy gesond het, weet wat dit beteken. Ek dink dis idiome wat pa uitgedink. Nee. Hallo. Welkom. Gerard, welkom. Ja, Mense, nee. die glase is daar, die drank is daar en die ys is daar. Help julleself manne. Ek sal vir die dames sorg. Sissie, wat kan ek vir jou doen? Wie jy ek sal sommer 'n sappie vat. Sappie. En val niemand vir jou gesê het nie, sis, hierdie is 'n partytjie. Nou man, daar geval gaan ek 'n glasie wyn drink dan. Net 'n kleintjie. Ons moet vir jou bier. Hallo, ma. Boetjan. Wat drink jy daar? Sodawater, ma. Wanneer af drink jy sodawater? 4 maande al, ma. My kind. Hi. Hallo. Lekker om weer te sien. Rudy. Maria. Zwelly! Zwelly. Het is baie lekker om vir jou te sien. Welkom hier by ons, hoor. Hallo, Tannie. Ek hoop ek is nie te laat Nee, glad nie. Tannie weet ons hoe my pa gevoel oor African time. Presies soos wat Jan voel oor boeretuin. Hierso. Dis mooi, baie dankie. Kom sê hallo vir die mense. Welkom broer. Dankie broer. Lekker om almal weer so saam te sien. Nee. Ag, dankie. Goed om julle te sien. Floy, kan ek jou vra om vir jou pa en ma 'n drankie te skink? Nie te veel ys vir my nie, seun. Ja, ma, ek weet. En 'n glasie witwyn vir my, dankie. Dinkie so nie. Laai met soda vir jou suster. Met baie ys asseblief. Ek's bly dink ek's jou waiter. Floy, jou pa se jou nog leer. Om man te wees is om vir die vrouens in jou lewe waiter te wees. Dis wat ons gelukkig maak. Kom, stap deur. So julle kan vanmiddag dan maar begin. Wag, dankie ma. Die kamer is so mooi. Ek het nie eens geweet jy gaan nie wees nie. Maar natuurlik, hy's dan familie. Nice om weer te sien. Sala. My pa e-pos my nou die dag en sê hy voel asof hy nie eers by kantoor toe hoef te gaan nie met jou daar. Ja, nee. Dis wel nie so aangaan het ek binnekort ook nie meer 'n job nie. Waarvan praat oom? Ek's net dankbaar om Adrian my nog nie gefire nie. Hoe fire ek 'n man wat 50% van die aandele besit? Te danke aan my pa. Aandele
Waarborg jou nie 'n pos in die maatskappy nie. Dis waar, dis waar. Adrian? Verskoon my. Dis erg genoeg dat jou broer hom so voortrek. Ek dink jy het ook nodig om vlerk te sleep, nie? Ken jy weer van jou vyand, my vrou? Hou hom naby. Maar ken sy weer? As dinge aanhou soos wat dit aanhou, is hierdie land oor 'n paar jaar Zimbabwe. Neil, jy moet hoor wat se dinge hierdie Malema ou kwytraak. Ja, maar kom ons wees nou eerlik. Mense soos hy is in 'n klein minderheid. Is dit. Hy praat vir die jong swart massas van die land. En daar's miljoene van hulle. Hierdie land gaan eers 'n ashoop moet wees, voor daai jong massas besef dat hulle vir iemand anders moes geluister het. Dis wat met elke staat in Afrika gebeur het. Maar die ouens, ek hoop jy's gaan die hele dag politiek praat nie. Julle weet hoe om Jan hulle het 'n jacuzzi. Oh, perfek. Ek het juis my bikini gebring. Nou, kom ons moet aan. Ja. Wat ek weer sê Dames en here, ek wil graag 'n heilbring instel op Pa se 65ste verjaarsdag. Ag, nie so haastig nie, kind, dis eers môre. Laat my toe om die laaste paar uur van my nog nie 65 jaar oud nie te geniet. Nou maar goed. Ons drink op die laaste paar uur van Pa se nog nie 65 jaar oud nie. Gesondheid. En op vriende wat nie meer met ons is nie. Ons drink op jou pa en ma, Willie. 30 jaar my verloot. Ek mis hom. Ek mis hulle albei. Gesondheid. Gesondheid. En op François. En op François. Gesondheid. Lank sal hy lewe. Lank sal hy lewe. Lank sal hy lewe in sy gloria. In sy gloria. In sy gloria. Nee, ja, toe, dankie mense. Kom ons kry iets op die vier en nou 'n party. Ja. Sal ek nie 'n paar van daai jong laat kry om die vleis te kom braai nie? Nee, dankie. Dis my party en my braai en net hierdie hande raak daaraan. Ek wil nog vra Bertus, hoe gaan dit daar met jou besigheid? Ja, wat beter as verlede jaar, dankie. Ek het so rukkie terug 40% aan 'n kollega verkoop. Ons is nou vennote. Ek dink dit gaan nou van krag tot krag gaan. Ja nee, is nie maklik om 'n nuwe besigheid te begin nie. Veral nie in 'n vreemde land. Sal jy oorweeg om terug te kom Suid-Afrika toe? Nee. Ons is baie gelukkig daar. En jy, Elna? Ja, ek is gelukkig. Jy weet, dit is maar moeilik aan die begin. Jy ken niemand, maar uiteindelik maak jy vriende en dan gaan dit beter. So wat mis jy die meeste? Ja, dit is nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie. Behalwe natuurlik vir ma en pa en julle almal 'n bediende. Ja, gelukkig woon ons nou in die eerste wêreld, ons het en almal het elke arbeidbesparende gadget wat jy kan kry. Ons yskas bestel ons kos. Ja, dis net jammer dat die vloere hulle self nie vee nie, en die klere hulle self nie stryk nie. En die beddens hulle self nie opmaak nie, nee my man. Ja, klein prys om te betaal vir die veter dat as daarom nog daar sal wees as jy saans by die huis kom. En dat jou kinders nog in die straat kan speel in plaas van agter 10 voet omheinde mure en tralies. Ag wat Bertus, ons trek al laar van dat ons voorouers die eerste keer voet op hierdie grond gesit het. Hoewel ons vrouens nie meer die roers hoef te laai nie. Ons druk net 'n panic button en dan veg die amte spans as die geveg vir ons. En dit, dames en here, is vooruitgang. Maar ja, jy het my kombers vergeet, my bene kry koud. Dankie. Ouma kan bly wees, ouma bly nie in Kanada nie. Dit word yskoud daar vir maande aan een. Maar hoekom sal ek nou in Kanada wil woon? Laat ek vir jou 'n ding vertel, my metjie. Ek weet van dinge wat groei. Jy kan nie 'n volgroeide boom hier uit die grond ruk en hom jaar gaan plant nie. 'n Boom se wortels praat met die grond waar hy groei. En terwyl hulle praat, verander hulle mekaar op 'n manier wat net God kan verstaan.
Nou ruk jy hom hier uit die grond uit en jy druk sy wortels daar in vreemde grond. En dan wonder jy waarom hy frik. Ek sal vir jou sê waarom, want die wortels in daai vreemde grond praat nie dieselfde taal nie. Dis nie dat 'n boom staan waar hy staan en as hy eendag aan die einde van sy tyd kom en frik hy net daar waar hy gestaan het. En dan word hy weer een met die einste grond waarmee hy gepraat het. Wat sy taal geken het. Sê maar. Voel dit nou beter? Tuurlijk is het beter, anders zou ik ons niet daarvoor gevraagd hebben. Ja. Weet nie van julle nie, maar ek soek nog 'n dop. Dankie my man. Wat van jou, Rika? Dankie. My liefde. Wie Adrian, ek het eintlik genoeg gehad. Ja, maar ek nie besef enigiemand is hier nie. Ek hoop nie jy dink ek's voorbarig nie, maar ons het mekaar gesien toe ons wat 13, 14 was en nou is ons 18. En ek wil jy moet weet, jy het intussen blerrie handsome geword. En ek weet jy is my neefie, maar dit beteken nie dat ek nie vir jou zoiets kan sê nie. As 'n kompliment, jy weet. Dankie. In elk geval, ons is nie eens eintlik nog geen neefie nie. My pa is jou oupa se broer. So ons is eintlik vriende. En ek wil vir jou vra. Ek skaam, maar Ja. dink jy dat ek ook mooi geword het? Baie. Nee, so sweetie. Ek is so bly dat jy kom kuier het. Anyway, ek wou net sê. Sien jy nou? As jy so by die deur staan? Wat raak dit jou? Besig. Sal ek die popslank uitvat? Ja, en die sous is ook reg. Oppos is warm. Wanneer gaan jy vir Elna en Bertus sê? Ek weet nie. Oormôre na my verjaarsdag. Maar eers ons 'n partytjie. Die laaste goedjies, mam. Ah, dankie my kind. Sit dit net daar neer. Ek is nie lus om nou nog verder te sukkel nie. Ons kan later die wasser waai. Wel, dit was lekker. Heerlik. Dankie vir al die moeite, pa. Moeite. Dit was 'n absolute plesier. Lekker om my dogter hier te hê. Maar ons net so lekker om hier te wees, pa. Ek sê jou, ek weet nie wat met hierdie ou volkie van ons gaan gebeur nie. Almal se kinders sit oor see. Ek is daar so ek kan help. Nee, dankie. Alles gedoen. Ja, dan gaan ek 'n bietjie skuins lê. Maria, kom hier saam. Ja, ek is nou lekker moeg.
Ag nee, my magtig, maar hoekom roep maar nie vir ons nie? Elke ek sit daar buite as ek stoksiel alleen daar moet sit. As ek nie soos 'n lap op in die draadkar hier rondgestoot word en dan word ek vergeet. Jammer maar. Eers in my kamer en nou by die braai. Maar ons was besig om die bakke en die borde af te dra. Ek is moeg, ek wil gaan lê. Bertus, Hy kan my nie vat nie. Wat weet hy van my op die bed kry? Ek sal dit doen. Ja, julle moet my verskoon dat ek my batterye gaan recharge. Wat is dit dat mense dan altyd vir mense wat immigreer dit vra, oorweeg julle dit om terug te kom? maar waarskynlik omdat hulle dink oor hoe hulle sou voel as hulle nie meer in die land van hulle geboorte leef nie. Well, it irritates me. I'm gonna lie down. I'm not mistaken, it's 5 or 6 o'clock in the morning for us. Neil is passed out. Bertus, hoekom Engels met my praat, maar nie as ma en pa by is nie? Ek wil nie 'n issue daarvan maak nie. Ek's nou daar. Nou ja, toe, daar's dit ook nou gedoen. Jy besef natuurlik dat Zweli eendag jou werk by jou gaan afvat. Ek sweer Jan raai klonkie liewer as sy eie kinders. Ag, Jan sal dit nooit doen nie. Bloed is dikker as water. In die nuwe Suid-Afrika, my skat, dit bloed nie 'n kans teen politieke realiteite nie. Ek werk al 20 jaar vir daai maatskappy. Ja, daar is politieke realiteite, maar Jan sal my nooit in die rug steek nie. En na 20 jaar, wat het jy? 'n Goeie werk en 'n baie goeie salaris. My pa sê altyd 'n man wat 'n goeie salaris kry, kry daai salaris omdat hy 'n ander man ryk maak. Mens word nie ryk omdat jy 'n goeie salaris kry nie, jy word ryk omdat jy die maatskappy besit. My tyd sal kom. Maar nie worry nie, my tyd sal kom. Jy moet van Zweli ontslaa raak. Hoe vinniger hoe beter. Excuse me, wie het gesê jy mag inkom? Nee, dink ek weet nie waarmee jy besig is nie. Besig met wat? Ek het gesien hoe jy met ou Neeltjie flirt. Ag, asseblief man. Lyk ek vir jou soos 'n poepel, hè? Ek weet nie waarvan jy praat nie. O, jy weet nie waarvan ek praat nie. Susan, wat het jy in die badkamer saam hom gesoek, hè? Ek het net per ongeluk ingestap toe hy daar binne was. Dis al. Per ongeluk. Oom Janne het nie mense en ladies toilette nie, okay? Dis hoekom jy by die deur gestaan het en glimlag soos 'n kat met drome om die bek. Katte kan nie glimlag nie. Sekere katte kan. Ek watch jou. En as jy nou hier alleen sit? En my lyfste horlosie is nou so die mekaar ek weet nie of dit dag of nag is nie. Ja, ek wou nog vir jou sê geluk met jou diploma. Dankie. Teen wil en drank het Boetjan uiteindelik 'n kwalifikasie gekry, al is dit nou net as wildbewaarder. Nie sê net nie, dis 'n belangrike werk. Weet dit vir ma vertel. Maar ek het gereken, as ek iets gaan doen, kan dit net sowel iets wees wat die lewe bewaar, nie vernietig nie. Mense kon 'n rukkie langer bly. Ja, dis donsver en dit is so kort rukkie. Ek wou verlede jaar al gekom het, maar dinge het 'n bietjie moeilik gegaan met Bertus se besigheid. Mens besef nie hoe sterk jy op jou netwerk van vriende en kennisse steun totdat jy hulle nie meer het nie. Migrasie is nie vir sissies nie. Ja, duidelik ook nie vir boeties nie. Nee, sissie. Wit mense in hierdie land wil hê of nie,
Hierdie boetie is een boetie wat hulle sal moet verduur tot aan die bitter einde. Oh, dit was so lekker om almal weer te sien. Het het amper my huwelik gekos om hier te wees. Jy weet hoe voel Bertus. My pa het so mooi gevra dat ons hier moet wees op sy verjaarsdag. Dit het geklink asof dit regtig van belangrik is. Baatkanker. Pankreaskarcinoom. Dokters gee hom 4 maande. Maksimum 6. Nee, wel. Lê op my bed maar ek kan regtig nie aan die slaap raak nie. My lyf is in overdrive. Hoe goed ons hier dan gedink om slaappille te bring nie. Kry vir jou whisky. Miskien help dit. Why the hell not? Eat, drink and be merry, for tomorrow we die. Bertus! Wat? Jy kan baie keer so kras wees. Wat het ek nou gedoen? Iemand het ooit vir jou gesê dat die hele lewe nie net rondom jou draai nie. Jammer my skat, ek weet nie waarvan jy nou praat nie. Miskien moet jy 'n bietjie gaan lê. Moenie vir my sê om te gaan lê nie. Ek sê nie vir jou om te gaan lê nie, Elna. Ek dink net dit sal 'n goeie... Ek sal vir myself dink. Dankie. Ek is jou vrou nie jou kind nie. Nee, Elma, wie dink jy praat? Met wie dink jy praat jy? Is alles oukei? Jammer, ek weet nie wat nou net hier gebeur het nie. Verskoon my. Dit was my skuld. Hoe bedoel jy nou? Dit was my skuld. Ek het gedink sy het die reg om te weet. Wat te weet? Jy het nie die reg gehad om dit te dink nie. Elna. Jy het gedink sy het reg om te weet. Ek dink jy sal saamstem dat jy nou 'n paar rand geblaas het wat nie joune was om te blaas nie. As dit nie myne was nie, wie se was dit dan? Sy's pa se dogter, maar sy's my suster. En jy reken dit gee jou die reg om te besluit wat sy vir my lewe moet weet. Wanneer wou pa dan hê sy wil uitvind? My pa se graf. Wanneer ek reg is, op my tyd en volgens my diskresie. Dis nie hoe dit werk nie, pa. Moenie daar staan en vir my kom vertel hoe dit werk nie. My magtig is my dood waarvan ons praat. 'n Man se dood behoort nie net aan homself nie, pa. Iemand dra altyd saam. Dit het ma my al te goed geleer met Fransos se dood. Ek het nog nooit Fransos se dood voor jou deur gelê nie. Nee, ma het. En pa het haar nooit gekeer nie. Nooit die waarheid vertel nie, net soos nou. Wat weet jy van 'n leeftydse stil gesprek tussen 'n man en sy vrou? Jy was skaars 2 jaar getroud. Wat weet jy van 'n man en 'n vrou se gesprek oor die dood van 'n kind? Jy het nie kinders nie. Nee, maar ek het 'n broer gehad en ek weet alles van sy dood. Dra my deel nog steeds. Pa wil praat van rande wat nie myne is om te blaas nie. Maar toe ek die rande wou blaas wat myne is om te blaas, toe keer pa my. Pa het gesê, pa sal dit doen wanneer die tyd ras. Jy was dronk. My ma het my broer se dood voor my deurgelê. Hoe dan anders? En toe ek haar die waarheid wou vertel, toe sê pa nee, pa sal dit doen. Nou dit was 'n dood wat beslis myne was om te deel, maar ek wag nog steeds. Hoekom het pa nie gesê nie? Ek wou haar sê. Ek het haar een Sondag kort na hy my die waarheid van sy dood vertel het, in die slaapkamer gekry. Sy het op die kant van die bed gesit, met die brief wat die kapelaan gebring het na haar hande. Ek het langs haar gaan sit. Nou is my kans, het ek gedink. Toe kyk sy na my en sê, ten minste het hy op die slagveld gesneuwel, soos dit 'n soldaat betaam. Al die
jare, pa. Al die jare. Ek is so jammer, my seun. So jammer. Wanneer was pa van plan om Elna te vertel? Oormôre na my verjaarsdag. Pa ken vir Elna. As hy dit dan nie eers moet uitvind, sal sy pa verwyd oor sy vrolik partytjie gehou het en veels geluk liewe maatjie gesing het terwyl pa die dood in die oë staar. Inderdaad, soos ek Elna ken, sal pa mooi moet verduidelik. Dis nou gaaf. Ek is die een wat vrek, maar ek is die een wat moet verduidelik. 'n Man se dood behoort nie net aan homself nie, pa. Was net een glasie. Ja, en as ek jou nie gekeer het nie, was dit meer as een. Is net besig om die partytjie te geniet is al. Maar skat, hoe lank is ons dan getroud? Jy weet ons hoe dit werk. Ek en jy leef nie 'n gewone lewe nie. Ons het 'n gemeente om te lei. En ons kan hulle nie lei as ons nie self die lewe leef wat ons van hulle verwag om te leef nie. Ek lei hulle nie. Jy lei hulle. Jy is die dominee. Hoor ek wat ek hoor? Wat gaan hier aan? Is daar iets wat ek moet weet? Nee, dis net Net wat? niks. Ek is jammer. Ek het myself net vergeet. Kom ons bid vir krag. Ons Hemelse Vader, ons kom vandag nederig voor U en vra vir krag en verwag is iemand? Nie waarvan ek weet nie. Dominee Nudea. Ja. Dominee Rudy Nudea. Hoe kan ek help? Ek wil my lewe terug hê. Wat jy by my gevat het. Hoe meer jy het, hoe banger is jy vir die risiko van minder hê. Hoe minder jy het, hoe minder bang is jy vir die risiko van nog minder hê. Daarom dat 'n man met min bereid is om meer te waag as 'n man met meer. Die man met min het klaar verloor. En die bykomende pyn van verdere verlies is marginaal. Daarom dat wanneer 'n onderneming oorweeg word, die moontlikheid van profit soveel meer moet wees as die moontlikheid van verlies. Want een dag van ongeluk kan sy man teen 10 dae van geluk staan. 'n Enkele dag by 'n graf word langer onthou as 100 dae by 'n partytjie. En die duisende dae van jou lewe word uitgekanselleer deur die enkele dag van jou dood. Ons almal verlore by ou end. Dis die las van bestaan. Maar soos ek sê, het geen las sonder 'n bate nie. En mens kan die lewe slegs verloor omdat jy dit gehad het. Ek weet wat ma gaan sê. O. So jy weet wat ek gaan sê. Ek hoor dit al vir jare. Die lewe wat ek ma gekos het, die prys wat ma moes betaal het. En ons betaal dit nog steeds. Maria, asseblief. Nee.
As hy so vry voel om oor die dood te praat, dan praat ons nou oor die dood. Ek is nie bang om oor die dood te praat nie. En ek praat nie net van pa se dood nie. Het jy al ooit die dood vierkantig in die oë moes kyk? Ek het my broer se dood vierkantig in die oë gekyk. My vrou. Nee, ek het geweet hierdie ding gaan een of ander tyd gebeur. Pa? Pa, sê dit nou of ek stap uit daardeur en ek kom nooit weer terug nie. François se dood was nie soos jy dink dit was nie. Ek weet wat jy wil doen. En ek gaan dit nie toelaat nie. Daar was nie 'n veldslag nie. François was nie op patrollie nie. Nee. Hy was in 'n tydelike basis besig om 'n tent op te slaan. Dis jou skuld. Dis alles jou skuld. Die sergeant het hom aangejaag, maar hy het nie 'n hamer gehad om die tentpenne mee in te slaan nie. Nee. Toe sien hy die vinne van 'n mortier dowwer naby hom in die sand. Dis nou 'n mortier wat gevuur is, maar wat nooit ontplof het nie. Ek het die brief. Toe trek hy dit uit die sand om as hamer te gebruik om die tentpenne mee in te slaan. Ek het die brief, ek het die kapelaan se brief. Toe ontplof die bom. Dis hoekom hulle nooit sy liggaam vir ons gewys het nie. Dis jammer, ma. Hoekom het jy hom nie gekeer nie? Ek is besig om sandsakke te dra. Ja, toe. Nou is dit uiteindelik uit. Ek mis hom ook, ma. Ek mis hom ook. Ma, kan ek verniel oornooi om vanaand vir ons te kom kuier? Vanaand? Ja, hulle is vir nog so 'n kort tydjie hier en as ek nie nou met my neefie kuier nie, wanneer gaan ek? Ek dink regtig dit is 'n goeie idee, nie? Laat die kinders mekaar sien. Wie weet, is miskien nog 5 jaar voor hulle weer in Suid-Afrika is en dit nie langer nie. Kan hy hier oorslaap vanaand? Ja, gaaf, natuurlik kan hy, maar ek gaan hom nie haal nie. Ek sal. Dankie pa. Pa is die koning. Ja, maar net omdat ek vir jou gee wat jy wil hê. Natuurlik. Dis hoekom dogters pa's het. Hoor gou hier en sê asseblief vir jou broer ook. Ek verwag dat julle albei môre middag ete by die huis sal wees. Ouma en oupa Venter kom by. Praat jy met my? Praat jy met my? Wat sê jy nou, hè? Wat sê jy nou? Praat jy met my? Of praat jy met my? Wat sê jy nou, hè? Moenie dink jy kan in my huis aankom en my familie aanrand nie. Floy, ma sê sy verwag dat jy môre vanmiddagete hier sal wees. Oupa en ouma Venter kom kuier. Klop jy nie? Sê hy wat tog nooit in sy hele lewe geklop het nie.
Say goodbye. Sit asseblief. As dominee van hierdie gemeente staan my deur oop vir enige iemand wat kom help soek. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat ek ook nie kan toelaat dat my welwillendheid misbruik word nie. In 1982 was jy kapelaan gewees op die grensbasis Okongo. Dit was lang gelede. Ek was jonk. Maar ja. Onthou jy die dag toe 'n jong soldaat van 18 by jou aangekom het en sy bekommernis uitgespreek het oor daai draadkamp wat so 20 tree van jou tent al was? Die draadkamp waar ons Swapo kruisgevangenes aan daai gat in die grond gemartel het. En toe kom hy 18-jarige soldaat by jou en hy sê, Dominee, ek het groot probleme met wat in daai draadkamp aangaan. Wat sou Christus gesê het as hy kon sien hoe ons kruisgevangenes martel? Hulle met rotang slaan, met elektriese drade skok, hulle in gate in die grond toe maak. En toe sê hy vir daai jong soldaat, Soldaat, ons veg hier in die naam van God. Doen jou plig en moet dit nie weer bevraagteken nie. Want dan word jy aangekla en jy gaan tronk toe. Nou. Ek was 'n jong soldaat. En ek het daardie dag my geloof verloor. Kon ek nooit weer in 'n God of Christus se liefde glo nie. Tot vandag toe probeer ek die bloed van daai mense wat ons gemartel het van my hande afwas. Maar kan nie. Ek het daai bloed met drank probeer afwas, maar dit het nie gewerk nie. Ek het daai bloed met dwelms probeer afwas, maar dit het ook nie gewerk nie. En toe reken ek, na al hierdie jare, die enigste een wat daai bloed van my hande kan afwas, is die een wat dit in die naam van God in daai bloed gedoop het. Rudy, kan ek vir jou en jou gas 'n koppie koffie aanbied? Dankie mevrou, maar ek sê nie vir koffie nie. Maar gaaf. Laat weet maar as daar iets is wat jy nodig het. En nou is ek hier om te vra. Kan jy daai bloed van my hande afwas? Kan jy my geloof uit daai gat in die grond op die grens laat opstaan? Want ek wag al vir baie langer as 3 dae. Hoe lank weet pa al? 6 weke. Ek is jammer, julle moes nou eers uitvind, maar ek wou nie die nuus breek terwyl julle daar deur in Kanada sit nie. Ek het gedink om julle na my verjaarsdag te sê, maar Boetjan is reg. Mens kan nie 'n partytjie hou met van die mense wat veels geluk liewe maatjies sing, terwyl almal weet dat hy beslis nie vir nog baie jare gespaar gaan word nie. Ek sal dit kry. Is daar niks wat hulle kan doen nie? Die soort kanker wat ek het my dogter is soos oor 'n afgrond spring. Ze waarborg dat jy die grond gaan tref. En dit gaan nie lank vat nie. Toe maar. Die dood kom aan ons almal op die ou end. Maar pa's nog so jonk. Ja, maar ek moet dankbaar wees ek's 8 jaar ouer as wat my pa was. Dis Elizabeth.
Hulle wil Verniel oornooi vir die aand. Adrian sal hom kom haal. Wat sê ek vir hulle? Ag man, laat hulle maar kuier terwyl hulle nog kan. Ag my pappa. Ten minste het ons nog 'n bietjie tyd. So verlang julle nie terug Suid-Afrika toe nie. Ja, oom. En my ma veral. Ek hoor dit word so koud daar as jy op die sypaadjie spoeg en vries dit binne sekondes. Jy spoeg jy op sy paadjies nie, Floy. Ek sê maar net. Dis waar dan nie. Ek het dit al probeer. Ja, nee, in so 'n plek kry julle my nie. Ek vat maar eerder my kans hier in Afrika met die swartes. Ek ook. En pa van net die teenoorgestelde oom. Hy sal in die Suidpool gaan bly voor hy ooit weer terugkom. Dan nou al die BE nonsens wat met hom gebeur het, neem ek hom nie kwaadlik nie. Ja. Enigste plek waar 'n wit man deesdae besigheid oorleef, is in 'n privaat maatskappy wat hy self besit. Wat sy broer besit. En wat soos pa altyd sê, in die ou Suid-Afrika was daar blankes en nie blankes. In die nuwe Suid-Afrika is daar swartes en nie swartes. Ja. In die ou dae het swart manne soos Willie se pa wit ouens gesoek om by die red tape verby te kom. Deesdae soek die wit ouens swart manne om by die red tape verby te kom. Ek sal nie verbaas wees as daar eendag bankies en parke is wat sê slegs swart is. Ja. My hemelse Vader, ek kom kniel hier voor U vanaand. U nederige dienaar, en vra dat U my gebed sal verhoor. In die heilige woord waarsku U dat die sondes van die vaders besoek sal word aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat U haat. Nie nou nie. Vader, vanaand het my sondes my ingehaal. Het ek gekyk na 'n man wie se siel ek uit U teenwoordigheid verban het. Here, ek was jonk en het nie geweet wat ek doen nie. Daarom smeek ek U vir leiding, vir wysheid, sodat ek hierdie onreg, hierdie sonde kan uitwis en U kind weer na U heilige kroos kan terugbring. En mag U in U oneindige genade my vergewe vir wat ek gedoen het. Maar wat gaan aan met pa? Hy is al ure in die studeerkamer. Jy weet mos nou al, my kind. As pa nie met ons wil praat nie, dan is dit omdat hy met die Here praat. Wel, ek is seker die Here gaan nie omgee as hy net vir 'n paar minute die gesprek op pos sit nie. Skom jou, Esme. Ek sê maar mamma regtig. Was nog altyd so. So sal dit altyd wees. Partykeer wens ek net ek het 'n normale pa gehad. En wat my kind, as jy nou na die lewe om jou kyk, is 'n normale pa. My ma wil natuurlik hê dat ek nou dadelik 'n graad moet gaan swat. Jy weet, kyk nou Esme. Sy het direk na skool varsity toe gegaan en nou doen sy al haar meers. Mense nie gaan swat nie. Wat wil jy doen? Jy weet. Die lewe bietjie geniet. Veral na 12 jaar op skool. Ek sal graag in Europa wil gaan backpack, maar om daai idee verby my pa te kry, hallo, ek sal makliker water uit 'n rotskant haal. Nee, jy kan altyd vir 'n ruk by ons kom kuier. Dan sit jy ten minste by familie. Nee, is 'n genius. Hy sal nie daarvoor kan nee sê nie. Ek sien jou so hoor. Jy weet, die juffrou vir my gesê het dat hy dink dat ek ook mooi geword het. Dit het rarig baie vir my beteken. Sou jy graag wou hê ek mis kom? Ekskuus. Canada toe. Ja.
Sê sy wat nooit klop nie. Neil, ek reken is tyd vir die manne om bietjie te gaan gesels. En wat van my? Hallo, ek het hom in die eerste plek genooi. Beteken nie hy moet die hele aand vir jou sit en luister nie. Kom swaar. Binne? Ek wil nie ontbyt hê nie, my maag kou nog aan gister se vleis. Maar lekker geslaap. Het jy nou by my bed kom sit om vir my te vra of ek lekker geslaap het? Maar ek bevrees ek het niks wat my gaan ontstel. Nee, ek weet al klaar. Jy pak jou tas en jy gaan weg. Op 'n manier is maar reg, maar behalwe dit, waar ek heen gaan ek nie tasse nodig sal hê nie. Ek het kanker, maar. Is nie reg nie. 'n Kind is nie veronderstel om voor sy ouers dood te gaan nie. Wel, soos maar weet sal ek en Maria dit dan volle met my saamstem. Maar is ongelukkig nie hoe dit uitgewerk het nie. Het jy hiervan geweet? Natuurlijk, ma. En julle sê my niks nie. Ons het vir die regte oomblik gewag, ma. Jy bedoel, jy het gehoop dat ek voor my seun die gees sal gee, dan hoef julle dit my nie te sê nie. Om die waarheid te sê, ja, maar om my lewe te red kan ek nou nie dink waarom ons so bedagsaam was nie. Uiteindelik. 'n brokkie eerlikheid. Wat gaan jy doen, Wannet? Ek gaan hier bly, by ma. En as ek die dag nie meer daar is nie? Aangesien ma vanoggend nou 'n brokkie eerlikheid so waardeer, sal ek vir ma sê, ek gaan in ons huisie in Dordogne in Frankryk bly. Moenie laat ek jou hier hou nie. My voorouers het kaalvoet oor die Drakensberge geloop. Ek kan vir myself sorg. Ek is seker ma kan. Ons dra almal swaar, ma. Geluk. Met jou verjaarsdag. My seun. En nou kan ons opreg vir die Here vra. Hoe moet ons in 'n samelewing waar ons daagliks deur mense in hulle sonde verlore bedreig word? In 'n samelewing waar ons elektriese heininge en sekuriteitswagte het, waar elke tweede man 'n geweer in sy kluis het. Hoe moet ons in so 'n samelewing ons Christendom uitleef? En hoe, in alle eerlikheid, draai 'n man die ander wang wanneer sy vrou en kinders in sy eie huis en voor sy eie oë aangerand word? En die antwoord, my liewe broers en susters, die antwoord kry ons by ons liewe Jesus Christus. Vergifnis. Die antwoord kry ons by ons Here Jesus Christus. Om te vergewe is moeilik. Om te vergewe is moeilik. Vergifnis. Vir alles jou siel,
verkragt word en jou geliefdes om te vergewe is moeilik. Maar sonder vergifnis is ons almal verlore. Want vergifnis en liefde vir jou naaste is die kern van Jesus Christus se boodskap. Pa neem 3 suikers nie. 2 vir hom. 2. Ja, jou ma het my nou op 'n streng minder suikerplan. Dit sou geen suiker wees as ek hom kon kry om na my te luister nie. Adrian, hoe verduidelik 'n man vir sy vrou dat as hy met 3 suikers sy middel 70's gehaal het, dat sy waarskynlik sy lewe sal verkort as hy dit nou skielik van hom af wegvat? Nee, pa, ek weet nie pa wat jy vir my vra nie. Inderdaad was dit nie pa wat vir my gesê het dat 'n man 'n gelukkige huwelik sal hê as hy weet wanneer om vir sy vrou ja en wanneer om vir haar nee te sê. Soos in ja nee my vrou, jy's reg. Daai pad uit die perdsberg. Ja nee, my vrou, jy is reg. Goed so, hy's by die diens so sterk soos 'n os, hy gaan my nog begrawe. Skus tog. Wag, Jean, verskoon my 'n oomblik. So gaan maar hy eet vanaand. O nee my skat, dis mos vanaand die konsert by die kerk. Ons moet nou ry pappa, stort, aantrek, konsert. Julle moet sien wat hierdie ouma vir julle met daai straatkandertjies uitgerig het. Ek sê jou, hulle oog is blind behoorlik op daai verhoog. Ag man, dis vir my so lekker. En julle twee, wat is julle planne vir die jaar? Wel Floy gaan sy 3de jaar met onderskeiding slaag. Maar wens. Nee, ek wens nie. Ek weet. En jy my meisie? Wel, aangesien ouma vra, ek het gedink ek sal by tannie Elna en oom Bertus in Kanada gaan kuier. Dis die eerste wat ek daarvan hoor. Wat ek eintlik wil doen is om te gaan backpack, maar pa sien dit oor sy dooie liggaam. Presies wat ek ook sou sê. 'n Jong ding soos jy kan mos alleen in die wildernis gaan rondwandel nie. Die wêreld is 'n gevaarlike plek. Maar dis oral gevaarlik, oupa. Pa en Floy kla gedurig oor die misdaad in die land en oor hoe gevaarlik dit hier is. Ja, maar ons weet ons ten minste wat die tekens is. En nou? Pa maar my moet verskoon. Jan het 'n vergadering belê by die kantoor. Nou. Op 'n Sondag. Hy sê hy is jammer, maar dit is belangrik. Die koning het ontbied. Ek is jammer, dit sal nie lank wees nie. Sorg dat jy terug is voor ma 'n paar ry. Ja, nee my vrou. Hy werk al 20 jaar vir 'n maatskappy, hy besit nie 'n enkele aandeel nie. So, wat dink nog van my idee? Ons kan later oor praat. Hoe bedoel jy? Kom nou, Rudy. In al die jare van ons huwelik het ek nog nie een van jou dienste gemis nie. Jy weet wat ek bedoel. Ag, dis moeilik om te verduidelik. Die hele storie met die man wat gister na my toe gekom het, het my op 'n vlak ontstel wat ek nie mooi kan verduidelik nie. Terwyl ek preek, het ek aan hom gedink en toe het ek my konsentrasie verloor is al. Hy is nie die eerste persoon wat na jou toe kom met sulke probleme nie. Ek weet, dis hoekom ek sê ek verstaan dit self nie mooi nie. Wat het hy alles gesê? Ag, jy weet, selfe ou storie. Gesukkel met sy lewe, sy werk, sy huwelik, tot hy begin drink. Dit gelei na dwelms. Alles verloor. Op die ou einde sy geloof. En ek dink dit het my die meeste ontstel. Was hy lid van jou gemeente? Nou, kom dan vir jou. Hoekom kom hy na jou toe? Die Here alleen sal weet. Ek wil jammer sê dat ek julle op hierdie dag, Sondag en my verjaarsdag bymekaar moes roep. Maar omstandighede het my so 'n bietjie vooruitgeloop. Ek wil die saak nou uitklaar voordat daar op maniere bespiegel word. Ek het die vergadering hier belê omdat ek nou oor besigheid wil praat. Soos julle weet, het ek my lewe gewy aan die bou van die besigheid wat ek en Zwellie se pa gedurende die donker jare van apartheid gestig het.
Ons het daarin geslaag om African Queen Cosmetics tot 'n stewige, winsgewende onderneming uit te bou. Ek met my toegang as wit man tot navorsing en kapitaal. En Zwelly se pa met sy toegang tot en kennis van die swartmark. My 50% van hierdie besigheid is my nalatenskap. En as ek nou een laaste wens mag hê, dan is dit dat die beheer van die besigheid na my dood in hierdie familie se hande bly. Waarvan nie verkoop nie? Nee. Dit het ek en Zwelly reeds bespreek en ek het sy volle ondersteuning. Adrian, jy sal steeds jou pos as hoof van operasies behou. En wat my aandele betref, my plan was om hulle evenredig tussen Elna en Boetjan te verdeel. 25% van die besigheid elk. En om jou te vra werd is, weer eens met Zwelly se goedkeuring, om die pos as hoofuitvoerende beampte oor te neem. En om Boetjan op die raad aan te stel as nie uitvoerende direkteur. Ja, dit was my plan. Maar as julle seker is dat julle nie gaan terugkom nie, Bert, is 'n besluit wat ek heeltemal verstaan en respekteer, dan gaan ek my plan wat Elna se aandeel betref moet verander. Pa. Ek weet julle het deur die jare heen al baie oorweeg om my as julle seun af te skryf. Dis nie waar nie. Dit is, pa. En ek sou verstaan het. En gevolglik toe Bertus en Elna geëmigreer het, was dit asof julle nie meer kinders gehad het nie. Maar ek wil sê, dit sal vir my 'n voorreg wees om by die besigheid betrokke te wees. Ek het nie Bertus se geleerdheid nie, maar in my omswerwing het ek agtergekom dat ek ten minste gesonde verstand het. En dis 'n goeie begin. Wat het jou pa altyd gesê, Zwelly? Gee my liewer as een man met 'n gesonde verstand as 3 manne met 'n graad. Ek wil vir pa baie dankie sê vir die aanbod. Ek voel regtig gevlei, maar soos pa weet, is ek besig om my eie besigheid nou in Kanada te bou. Natuurlik, en ek respekteer dit. Daarom is my besluit om nog steeds my aandele evenredig tussen Elna en Boetjan te verdeel, maar om die stemreg van 12,5% van Elna se 25% vir Boetjan te gee. En stemreg oor die ander 12,5% vir jou, my broer. As ek mag vra, pa, met alle respek teenoor oom Adrian en Boetjan, hoekom kry hulle stemreg oor my aandele? Die beheer van die besigheid kan nie in die buiteland lê nie. So groot besigheid het iemand met gesonde verstand en behoorlike bestuurservaring en kennis nodig, nie waar nie, pa? Beslis. Zwelly erken self dat hy nog nie reg voel om die pos as hoofuitvoerende beampte oor te neem nie. Ek het 'n paar man in gedagte, maar ek wou eers seker maak waar julle staan. Bertus, My gesonde verstand sê vir my, daar's geen manier wat ek my seun in hierdie land gaan grootmaak nie. Dankie vir die aanmoed, pa. Ek is jammer dat ek dit van die hand moet wys. Maar ek is seker hierdie besigheid sal van krag tot krag gaan, met of sonder my. En nou moet julle my asseblief verskoon. Niels sit alleen daar by die huis. Kom, Elna. Het ek nou onmin gesaai? Het jy 'n keuse gehad? Adrian, ek hoop jy is tevrede. Natuurlijk, my broer. Dankie. Boetjan, ek sien daarom net om jou te werk. Dankie.
Ek ook. Ja, toe. Daar is dit dan. Dit is die geleentheid van 'n leeftyd, Bertus. Het jy om jou gekyk? Toe ons van die lughawe af hiernatoe gery het, het jy om jou gekyk? Alles is omgekeer. Die beskaafde mense lewe agter tralies en die kriminele loop op die strate rond. Ek verstaan hoekom jy voel soos jy voel. Vergewe my, Elna, jy verstaan nie hoe ek voel nie. Gaan jy na die vergadering van 'n maatskappy waar jy verwag om tot die raad bevorder te word, om te hoor dat jy nie net daardie bevordering kry nie, maar dat jy afgedank word om plek te maak vir 'n swart aanstelling, en dan sê jy vir my, jy weet hoe. Hierdie is anders. Dis my pa se maatskappy. Jy kan nie afgedank word nie. Vir hoe lank? Hæ? Vir hoe lank? As jy nie kan sien waar jy in hierdie land op pad is nie, dan is jy blind. Hierdie land het een van die hoogste misdaadsyfers ter wêreld. Wel, dis nie asof ons in Kanada in die paradys leef. Ek sê dit weer, daar's geen manier dat ek my seun in hierdie land gaan grootmaak nie. Hy is my seun ook. In geval jy vergeet het. As jy hom in hierdie land wil grootmaak, is jy welkom, maar ek gaan terug na my huis in Kanada. Bertus. Kan jy nie verstaan nie? Wat my pa aanbied is nie net 'n gulde geleentheid nie, dit is 'n deel van my pa se lewe. Dis nie net 'n erfporsie nie. Dis my erfenis. En as ek pa reg verstaan het, sal jy dit nog steeds kry. Ja, sonder stemreg oor jou aandele, maar jy sal nog steeds jou erfenis kry. Bertus. Jy weet self hoe jy in Kanada sukkel. Dit gaan jou nog jare neem om jou besigheid te bou tot op die vlak van dit wat my pa jou nou aanbied. Ten minste sal ek nie in vrees lewe terwyl ek dit doen nie. Klaar. Binne. Jammer om pa te pla. Gerard is jy nie omgee nie, ek is besig op jou, né? Ek weet pa, maar ek wil net gou vir pa vertel van 'n eindaardige ding wat met my gebeur het vandag. Tydens volgende diens was daar 'n vreemde vrou wat my gestaar het en na die diens toe stap ek om haar te gaan sien en My magtig, Gerard. Jy's nie meer 'n kind nie. Wat 'n deel van ek is besig, verstaan jy nie? jammer pa, ek het nie gedink. Miskien is dit tyd dat jy begin dink. As jy my nie nou vertel wat aangaan nie, gaan daar moeilikheid wees. Ek dog jy sou terug wees voor ma en pa wy. Moet my asseblief nie nou druk nie, Antoinette. Waar was die vergadering? Jan het kanker, sy dae is getel. Sê weer? Jan het kanker. Gaan nie meer lank leef nie. Nou, hoekom is ek nie na hierdie vergadering toegenooi nie? Want dis nie waaroor die vergadering gegaan het nie. Ek weet al vir 'n paar weke, maar hy wou nie ek moet dit met enigiemand bespreek nie eers met jou nie. Hoekom nie? Want hy wou eers vir Bertus en Elna laat weet het en hy wou hulle nie deur 'n e-mail laat weet het nie. Jy kan dit tog seker verstaan. Goed, ek verstaan dit. Ek voel in die gesig gevat, maar ek verstaan dit. Waaroor was hierdie vergadering dan? Oor die toekoms van die maatskappy. Na sy dood. En? Hy het vir Bertus sy pos as nuwe hoofuitvoerende beampte aangebied. En? Bertus het dit van die hand gewys. Adrian, wil jy vir my sê... Nee. Hy het een of twee ander ouens in gedagte vir die pos. Ek bly die hoof van operasies en hy het sy aandele eweredig tussen Boetjan en Elna verdeel en vir my en Boetjan stemreg oor Elna se aandele gegee. En vir jou? Sê mos. Hy het vir my stemreg oor die helfte van Elna se aandele gegee. Stemreg sma. Wat van aandele? Nee.
So na al jou bloed en sweet en opoffering vir daai maatskappy, gee hy nie vir jou 'n enkele aandeel nie. Ja, dis ook nie verplig om dit te doen. Dis jammer, dis totaal onaanvaarbaar. Wel, is vir my totaal onaanvaarbaar dat jy sommer kan aanvaar dat ek nie met 'n plan sal kom nie. As Bertus die pos aanvaar het, ja, dan het ons 'n probleem gehad want hy's familie. Maar kan jy nou al sê, as hy daai nuwe ou aanstel, sal daai ou nie 'n jaar in daai pos oorleef na Jan se dood nie. Niemand, behalwe Jan, ken die besigheid so goed soos ek nie. Nie eers Willie nie. Wat ek al vergeet het, moet hy nog leer. Ek sal Boetjan aan my kant kry. En dan sal dit nie lank wees voordat ons vir Zwellie oortuig het dat ek die beste mens vir daai pos is nie. En dan, as ek eers aan die hoof van daai besigheid sit, my vrou, sal ons waarde kry of ek nou aandele besit of nie. Ek is jammer, my man, ek wou jou nie onderskat nie. As dit nie vir jou was nie, was daai maatskappy nie 'n skadu van wat hy vandag is nie. Ek wil maar net die beste vir jou hê. Dis al. Ek vir jou. My kryger. En net Rika. Soveel as wat dit my spyt, is wat gebeur het. Ek kan nie verstaan hoe jy ooit so iets vir 'n jong man kon gesê het nie. Ek was self jonk. Ja, maar jy was reeds geletterd en geleerd. Jy was sy dominee. Die een wat daai jong man se siele moes koester as hulle na jou uitgereik het. Dit was 'n ander tyd. My magtig, Rudy. My vrou, jou taal asseblief. Moenie met my oor taal praat nie. 'n Ander tyd. In die sake van die siel is daar nie 'n ander tyd nie. Was dit nie jou eie woorde 'n paar weke gelede in die kerk nie? Verander die Here sy wet en gebod van tyd tot tyd. En God is liefde. Verander dit van tyd tot tyd. Ek kan nie met jou praat as jy hysteries is nie. Hysteries. Jy het my getug. Omdat ek gister by Janne Maria se braai 'n tweede glasie wyn wou hê. Maar jy sê vir 'n jong 18-jarige seun om 'n krygsgevangene in die naam van God te martel. Dit was in 1982, my magtig. Taal. My man. Ek is jammer. Al hierdie jare het ek jou en jou gemeente gedien. Maar om jou die eerlike waarheid te sê, Rudy, is ek nou nie seker wat ek gedien het nie. Rika. Die vraag is, sal jy die bloed van sy hande kan afwas? Om nie eers te praat van die bloed op jou nie. Is jy nou so alleen sit? Ek dink aan François. Dink jy sy my ooit kan vergewe? Wie? Boetjan. Hopelik sal hy ons albei vergewe. Hoe maak 'n mens jou kinders groot sonder om hulle seer te maak? Geen idee nie. Dis my skuld dat hy gedrink het. Het was ons almal se skuld. Wens ek het vroeër geweet wat gebeur het. Ek wens ek het jou vroeër vertel. Is dit die kapelaan se brief? Jy weet, dit maak nie saak hoe François gesterf het nie. Of hy nou 'n tentpen ingekap het, of hy oor 'n slagveld gestorwe het. Hy was daar, omdat ons geglo het dis die regte ding om te doen. Ons het dit almal geglo.
Maar pa het nog altyd gesê die rede hoekom pa nie wil hê ek moet gaan backpack nie is omdat pa bang is iets gebeur met my. Wat kan met my gebeur as ek met tannie Elma in die huis is? Hallo? Ek verstaan jou punt. Maar dit gaan nie Ja, dit is. As jy toekomsmaat. Dit net sonder graad. Ja, hulle is. Daarna 'n graad gaan doen. Ekskuus tog, sê gou weer. Ek wil net 'n breek vat tussen skool en verder swaat en die wêreld bietjie sien. Gaaf, ons sal met jou ma daaroor praat. Toilet. Dit was die polisie. Hulle is by my ma se huis. Daar was 'n inbraak net nadat hulle aangekom het. En? Hulle is albei vermoor in hulle slaapkamer. Execution style. Soveel keer in die verlede, toe die seuns nog jonk was, het ek by hulle skool gestaan en gekyk hoe die ou landsvlag gehys word. Die volkslied saamgesing. Dit was altyd vir my so 'n roerende melodie. Maar eers toe ek daardie brief van die kapelaan vashou, toe het ek besef wat ek al daardie jare gesing het. Ons sal antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Eers toe het ek besef dat oorlewing en opoffering mekaar voed. Soos die hemel en die aarde mekaar voed. En dat vooruitgang, van klip tot spies tot geweer tot mortierboom, niks meer is as die gedaantewisseling van dit wat nog altyd agter dieselfde berg gelê het. My man het 'n besigheid gebou. Ek het 3 kinders vir 'n volk gebaar. En ek sukkel nou om 'n volkslied te sing.